Here, dankie dat U omgee vir ons lewens soos wat ons dit elke dag leef. Dat U ons ontmoet in hierdie realiteit wat ons besig is om te leef. En selfs al smag ons na 'n ander manier van leef, is die realiteit waarin ons leef die plek waar U ons graag wil ontmoet en waarin U ons nooi om op 'n ander manier te leef. In hierdie samelewing ook op 'n ander manier ons lewens in te rig, sodat ons al meer mense kan wees wat in ons hele lewe kan erns maak met U. Amen. Ek het verlede week ook so vinnig verwys na hierdie Matteus 11 teks en ek moet sê dat dit vir my een van die tekste is as ons praat oor hierdie tema van besige lewens, baie balle in die lug, is dit waarskynlik een van die groot temas wat ons regtig op 'n manier kan help. Ons gaan volgende week weer op 'n ander manier vanuit 'n ander hoek by hierdie teks stil staan. En dis vir my mooi hoe dit in verskillende vertalings geskryf word. Die 1983 vertaling is natuurlik die een wat ons die beste ken en julle is welkom om saam te lees. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag, en my las is lig. Die boodskap verwoord dit 'n bietjie anders, en ek dink dit is vreeslik mooi verwoord, eie tyds verwoord. Daarom wil ek julle uitnooi, voel julle moeg vir hierdie lewe, knak julle knieë onder al die probleme en verantwoordelikhede wat julle moet dra. Het julle godsdiens leeg geword, sodat dit julle geestelike dors nie meer les nie. Kom dan na my toe. Ja, kom wy jou lewe aan my toe. By my sal jy weer die sin van die lewe ontdek. Kom luister na wat ek vir jou oor jou lewe wil leer. Ek sal jou leer dat geluk nie is om heeltyd net vir jouself te leef nie. Jy sal ontdek wat dit beteken om nog vir ander mense tyd en liefde oor te hê. En dan 'n baie mooi vertaling, The Message, wat sê, are you tired? Worn out? Burned out on religion? Come to me. Get away with me and you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you'll learn to live freely and lightly. Nou ek moet sê, as 'n mens hierdie woorde lees, dan raak 'n mens so bewus daarvan, dat 'n mens maar regtig van tyd tot tyd gedaan, vuisfoos, uitgemergel voel. So half 'n ding van naweke is te kort en te vol, want weksdae vra te veel. En op 'n manier probeer ons naweke herstel van al die goed wat deur die loop van 'n week gebeur het, maar daar is so baie dinge wat 'n naweek van ons vra. En dan as 'n mens nou sou vra, wat is daar wat ons hieraan kan doen? Wat sou 'n mens nou regtig kan doen? En dis nogal vir my belangrik dat ons nou nie hier filosofies omgaan met die gedagte nie, want dit gaan niemand help nie. Dan is baie van ons geneig om te sê, man, weet jy, eintlik nie veel nie, want dit is maar wat dit is. Nou, ek dink dis juist hierdie dilemma van besef, dat dit nou maar is hoe dit is, wat vir baie van ons hierdie gevoel van uitbranding en uitmergeling gee. Iemand met wie ek so rukkie terug hieroor praat sê, ek verander in 'n masjien, wat in die week een soort mens is, en die naweek 'n ander. Ek is gedaan. En ek dink dis woorde waarmee baie van ons kan identifiseer. Nou as ons spesifiek kyk na hierdie Matteus 11 gedeelte, en ons vra, wat sou die wysheid daarvan wees vir ons mense van vandag? Dan dink ek, een van die eerste goed wat ons hier raak sien, is 'n uitnodiging na 'n eerlike draai na die Here.
om eerlik vir die Here te sê, Here, dit is waarmee ek sukkel. Dit is wat my lewe op die oomblik van my vra. Dit is hoe ek op die oomblik voel. Ek dink die meeste van ons het hierdie ervaring dat ons eintlik op 'n manier op soek is na diep rus. En 'n mens kan nie dit net doen as jy vakansie hou nie. 'n Mens kan nie dit net uitstel, diep rus net beleef, wanneer jy totaal en al vry is van enige verantwoordelikheid nie. En ek dink dis presies hier waar hierdie uitnodiging van Matteus 11 ons wil help, waar Jesus sê, kom leer by my. My las is lig, my juk is sag. Iets van hierdie ongeforseerde ritmes van genade. Nou ons gaan later van tyd gaan ons baie pertinent kyk na 'n voorbeeld of twee in Jesus se lewe, waar hy presies hierdie ritmes van genade in sy eie lewe geleef het, en hoe hy dit ook as 'n voorbeeld vir ons kom wys. En dis natuurlik hopelik iets waarby ons elke week gaan uitkom. So wanneer Jesus sê, hy gee vir ons hierdie uitnodiging, kom na my toe, kom vind rus by my, dan is dit nie een of ander magiese ding, wat oor jou gaan neerdaal nie. Daar is ons daai baie bekende teks wat sê, die Here gee dit vir sy geliefdes in hulle slaap. So dis nou nie asof jy nou vanaand kan gaan lê, en môreoggend is alles anders, en skielik lyk jou hele realiteit anders nie. Ongelukkig is hierdie ander manier van leef, die heilige ritmes, waar volgens God ons nooi om te leef, iets wat ek moet kies. Ek moet dit self kies, en dan moet ek dit self implementeer. Daar's geen towerstawwe by betrokke nie. Natuurlik is dit so, dat elke keuse wat ek uitoefen, elke manier van leef, word uiteindelik 'n sekere patroon, en daai patrone begin uiteindelik my gewoontes word, en daai gewoontes word die manier hoe ek my hele lewe inrig. En daarom vra om met heilige ritmes te leef, 'n sekere stuk intentionaliteit, en soos ons verlede week ook gesê het, 'n baie spesifieke bewustelikheid. So, ek dink wat met die meeste van ons gebeur, is maandagoggend sit ons onsself op autopilot, en dan gaan die week nou maar net, tot ons Vrydag iewers soos dooie osse neerslaan, en hopelik ergens die naweek weer asem skep. Maar miskien is dit een van die grootste uitnodigings, is as ek met heilige ritmes wil begin leef, soos wat Matteus 11 ons ook nooi, dan sal ek meer intentioneel en meer bewustelik moet omgaan met my dae. Nou in die Benediktynse tradisie is daar 'n baie interessante beginsel, waarby ek dink ons vandag nog steeds geweldig baie kan leer. En hierdie beginsel staan bekend as ora et labora. So, dit beteken basies bid en werk. Nou, ek weet nie of ek julle vir so 'n oombliekie gou kan terugneem na COVID-tyd nie. As jy nie iemand was wat in daardie tyd essensiële dienste verrig het nie, dan was jy soos 'n groot hoeveelheid mense waarskynlik vir 'n lang tyd by jou huis vasgekluister, of op een of ander plek wat jy sou gekies het. En dit is interessant as mens nou vandag terugkyk na daai ervaring van, dit is eintlik skrikwekkend om te dink, basies nou 4 jaar gelede. Daar's baie mense wat sê, dit was 'n fantastiese tyd. Nou, ek weet nie in watter kategorie jy val, die wat gesê het, dit was aaklig, ek was so bly toe dit uiteindelik verby is nie. Maar die mense wat sê dat dit vir hulle 'n fantastiese tyd was, het baie spesifieke redes hoekom hulle dit sê. En dit het te doen met hierdie ora et labora beginsel. Want wat mense in hierdie tyd kon regkry, is hulle kon baie eenvoudige ritmes daarstel, waarvolgens hulle lewe leef. En dit het vir hulle baie goed gewerk. Hulle het die ervaring gehad, dat daar 'n ritme aan hulle lewe is, en ek wil so ver gaan om te sê, 'n heilige ritme, wat hulle in staat gestel het om te midde van 'n baie onseker en 'n baie gebroke en eintlik vreesaanjaende situasie, vir hulle 'n stuk stabiliteit en veiligheid te gee.
En dis presies wat so 'n beginsel soos ora et labora wil doen. So, ek dink dit is belangrik om te sê dat ons vanaand die beginsel van ora et labora, bid en werk, eerder wil gebruik as 'n metafoor om te sê op watter manier sou ek my dagtaak in heilige ritmes kon inrig. Nou, een van die groot probleme van ons tipe samelewing is dat ons die labora deel, die werkdeel, het ons verhef tot die prominente aktiwiteit. So dis hoofsaaklik waarmee ons besig is. Met baie min ruimte of plek vir die ora gedeelte. Nou, ek dink wat ek graag vanaand wil voorstel is definitief nie dat 'n mens nou amper op 'n hoog heilige manier jou lewe in sulke kategorieë van stukkies bid en stukkies werk moet indeel nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Maar dit gaan eerder daaroor om 'n ritme daar te stel wat vergewensgesind is teenoor wie jy as mens is. Om 'n ritme in jou lewe te kry wat die beperktheid van jou menslike aard ernstig opneem. Om te besef, ek is regtig nie 'n masjien nie. En op 'n manier vra God van my om dit in my eie lewe te eer. Nou, dis baie mooi om te sien hoe die Benediktyne self skryf oor hulle invalshoek, hulle filosofie ten opsigte van werk. En julle is welkom om dit saam met my te lees. Hulle sê, Christus self het werk geheilig, deurdat hy 'n timmerman was, en daarom verbind ons werk ons aan Christus. Wanneer ons werk ingebed is in die heilige ritme van 'n lewensreël, neem dit nie ons aandag van God se konstante teenwoordigheid weg nie. Inteendeel, dit kweek stilte, nederigheid, toewyding en deernis. Werk hou die gemeenskap se eenheid in stand, omdat elkeen sy of haar regmatige deel van die werkslading dra. Dit hou ons ook psigologies in balans. Aangesien ons in afsondering leef, het ons 'n besondere verantwoordelikheid. Dis natuurlik nou die Benediktyne wat hier praat, né? So hulle bly in kloosters, anders as ons. Aangesien ons in afsondering leef, het ons 'n besondere verantwoordelikheid om ons energie op sinvolle maniere aan te wend en om aan een of ander pertinente taak toegewy te wees. Ons streef daarna om alles wat ons doen op 'n estetiese manier te doen. Sint Benedictus het ons geleer dat die innerlike en uiterlike mens, die liggaam en siel, altyd in harmonie met mekaar kan wees, soos in 'n heilige ritme. Nou, ek dink een van die eerste goed wat ons as moderne mense sou kon sê, is ja, jy sien, mens moet in 'n klooster gaan bly voor jy hierdie kan regkry. Weereens, hierdie gaan oor 'n metafoor, oor 'n beginsel. Nou, ek wil vandag die voorstel maak, en ek weet dit is dalk 'n radikale ding, maar dat die klooster waarin ek en jy bly, is die grense van ons lewens. Dit is die lewe wat jy leef. Party van ons bly in 'n klooster wat begrens word deur die dagtaak van om 'n voltydse ma te wees. Ander van ons bly in die klooster van om afgetree te wees en nie meer 'n voorgeskrewe dagtaak te hê nie. Ander van ons se klooster is die plek waarheen ek elke dag ry om te gaan werk. En wat bedoel ek met klooster? Ek bedoel daarmee die afgesonderde heilige grond van my lewe. Daai plek waar God my graag wil ontmoet. Nou, 'n belangrike ding waarvan die Benediktyne hier praat, is van hierdie gedagte van 'n lewensritme. En ons gaan nou 'n bietjie meer in diepte daarby uitkom. Maar een van die interessante kinders van hierdie Benediktynse tradisie was iemand met die naam broer Lawrence. Erns sou julle al van hierdie man gehoor het, maar hy is hoofsaaklik bekend vir so 'n allerpiep klein boekie wat mens vandag nog kry, is regtig net so 'n groot boekie met die naam The Practice of the Presence of God. En ek vermoed van julle het hierdie boekie op julle boekrak, wat dalk ergens nog van een of ander ouma afkom.
En wat hy sê die sleutel tot 'n sinvolle lewe is dat daar geen onderskeid tussen jou alledaagse werk, jou dagtaak en jou geloofslewe behoort te wees nie. Dat hierdie twee dinge met mekaar geïntegreer moet wees. Hy het geglo dat daar ernstig fout is in 'n mens se lewe. As jou alledaagse werk en jou gebedstyd of dan die tyd wat jy in toewyding aan God leef van mekaar geskei is. En ek het verlede week so 'n bietjie daarna verwys dat my verhouding met God word die plek waarvan af ek my lewe leef. Dit word nie ietsie wat ek gaan doen omdat ek voel ek moet nie, maar dit word die kragbron. Dit word die plek van inspirasie waarvan af ek my hele lewe leef en waarheen ek elke nou en dan weer terugkeer om weer myself te gaan anker in God se teenwoordigheid. Nou van die mooi goed wat broer Lawrence geskryf het. En mag ek net sê, dis nogal interessant as mens bietjie oor hom gaan lees, is hy was 'n vreeslike eenvoudige man. Hy was nie iemand wat homself beskou het as vreeslik geleerd nie, maar dis waarskynlik juis as gevolg van hierdie naby aan die aarde leef, dat hy iets van hierdie ritme van die lewe verstaan het. Hy sê, our actions should unite us with God when we are involved in our daily activities, just as our prayers unite us with Him in our quiet devotions. Nou dink 'n bietjie aan wat 'n soort werk jy doen. En nou die dag toe praat ek met iemand wat vir my sê, man, as ek nou kan eerlik wees, ek beklei vir 'n lewe. Ek sit in moeilike vergaderings en ek beklei oor budgets. Hoe vind ek God in dit? Hoe staan ek op vir beginsels van reg en geregtigheid in 'n kantoorkonteks waar daar beklei word oor of die begroting klop? Dink 'n bietjie, wat behels jou werk? Op watter manier sou ek kon oop wees daarvoor dat God net so deel is van my werk, wat party van ons as redelik goddeloos in aanhalingstekens beskou? Hoe ontmoet God my daar? Wat is die bydrae wat ek met my dagtaak lewer in hierdie wêreld? 'n Volgende ding wat hy geskryf het is, hy sê, we must do everything with great care, avoiding impetuous, onstuimige actions, which are evidence of a disordered spirit. God wants us to work gently, calmly, and lovingly with Him, asking Him to accept our work. Nou is die vraag natuurlik, hoe kan ek hierdie lewe so leef? Hoe kan ek my werk op hierdie manier doen? Ek kan my werk net so doen as ek geanker is in 'n groter realiteit van God se teenwoordigheid. Anders gaan ek sukkel om my werk so te doen. En dan 'n laaste aanhaling wat hy sê, the time of business does not differ with me from the time of prayer, and in the noise and clutter of my kitchen, while several persons are at the same time calling for different things, I possess God in as great tranquility as if I were on my knees. So, hoe op aarde kon hy dit regkry? Omdat hy hierdie beginsel van sekere tye wat ek terugkeer na die anker van my bestaan en sekere tye wanneer ek aktief besig is om te werk, omdat hy hierdie twee beginsels in sy eie lewe geëer het. Nou, 'n ding wat ek regtig geweldig sterk in glo en 'n praktiese hulpmiddel wat ek dink ons baie help, is iets wat ek sommer vroeg elke jaar vir die WAMDY mense leer. En dit is hoe om elke dag in pas met God te leef deur 'n baie ou Benediktynse beginsel van die ure. Nou waaroor die ure of die hours basies gaan, is dat elke dag ingedeel word volgens sekere vaste ritmes.
En ek gaan dit nou verduidelik. En wat hulle basies sê is, dat hierdie vaste ritmes is amper soos knope wat ek maak in die tou van my dag. As jy jouself nou hierdie prentjie sou kon voorstel van 'n lang tou, en elke keer maak ek 'n knoop in die tou van my dag, en hierdie knoop help my om te onthou wie ek ten diepste is. Wat my ten diepste wil anker. Nie die chaos van dit wat ek in my lewe daar buite beleef nie, maar die diep teenwoordigheid van God binne in my lewe. Nou die interessante ding wat ek dink, en ek gaan nou 'n bietjie meer daarop uitbrei, wat ek dink die meeste van ons nie snap nie, is ons het reeds lewensritmes. As ek vir jou sou vra, hoe lyk die eerste halfuur van jou dag? Ek beloof jou, dit lyk basies maar dieselfde. Of hoe lyk die laaste halfuur van jou dag? Daar's 'n baie spesifieke ritme. As ek vir jou sou vra, hoe lyk 'n tipiese werksdag? En party van ons sal sê, nee, ek het nie 'n tipiese werksdag nie, ek weet daar is sulke situasies ook, maar daar's baie spesifieke goed wat ons reeds in ons lewe ingebou het. Ons moet eet, ons moet eers koffie of tee drink, ons moet iewers in 'n stort of in 'n bad uitkom. Ons het ritmes reeds wat in ons lewe ingebou is. So hoe kan ek meer intentioneel met hierdie lewensritmes omgaan? En dit is die groot vraag. Nie op watter manier kan ek 'n swaarder las op myself plaas nie, maar hoe kan ek daai ritmes wat reeds in my gewone alledaagse lewe bestaan, op so 'n manier inrig, dat ek erns maak met God se teenwoordigheid in my lewe. Nou waaroor hierdie beginsel van die ure basies gaan, en ek verduidelik dit net so vinnig, is die Benediktyne het 'n interessante ritme wat ek dink die meeste van ons net glad nie by sal kan hou nie. So moet asseblief ook nie probeer nie. Ek het jare gelede, toe ek die eerste keer hiervan gehoor het ek dit vir so 3 dae probeer. Ek was byna dood. So dis regtig nie so maklik nie, maar ek dink dis weer eens gaan dit oor die beginsel. Dit gaan oor die metafoor wat dit vir ons wil gee. So hoe die Benediktyne dit vandag nog in sekere kontekste doen, is kom ons sê nou maar hulle dag begin 6:00 met laude, dan was daar 'n geleentheid wat hulle self aan die Here sou wy, en dit was die groot begin vir die dag. Gewoonlik in die tradisie is laude 'n redelike groot wydingsgeleentheid. So dis 'n baie vaste punt. En hierdie kan vir ons 'n aanduiding wees dat ek ook so 'n vaste punt wydingsgeleentheid aan die begin van my dag sou kon hê. Waarna ek natuurlik hier verwys is 'n amptelike of 'n intentionele stilte tyd. Dat ek my dag so begin. Dan begin hulle met hulle werksdag hierna, en dan 3 ure later, 9 uur, is dit dan tertse of dan die 3de uur van die dag, en dan is dit letterlik 'n geval van, as jy besig is om in die varkhok te werk, om die varke se hok skoon te maak, dan stap jy met jou gumboots na die kapel, jy trek die gumboots uit, jy gooi jou wit jurk oor die kop, en jy gaan sit. En jy gebruik hierdie paar minute om jouself aan die Here te wy. As daai tyd verby is, hak jy die jurk weer af, gumboots aan, terug na die varkhok, en jy gaan werk verder. So hierdie pragtige ritme van, ek gaan aan met my dag, en op sekere tye stop ek, en ek fokus, en ek vra, waarmee is ek besig? Waar is God nou in my lewe? Wat ervaar ek nou? Wat is besig om nou hier om my te gebeur? 12 uur was dan die middagete uur, sekst, of die 6de uur van die dag. 3 uur was non, die 9de uur van die dag, wat hulle gebruik het as 'n tyd om te reflekteer oor die werksdag wat amper verby is, en om te sê, daar's nog 'n stukkie van die dag oor, op watter manier wil ek dit sinvol inrig. En dan natuurlik vespers om 6 uur, wat in die meeste tradisies is die vespersdiens nog steeds 'n redelike groot geleentheid, wat ook 'n wydingsgeleentheid is aan die einde van die dag. 9 uur was compline, wat gesê die dag is nou basies verby, almal sluit saam af hier in die kathedraal, dis die laaste keer wat jy kans gehad het om te praat, want
Dan gaan slaap jy in 12 uur, as daai klok slaan. Kom jy in stilte met jou kers uitgestap. Jy gaan sit, wy jouself aan die Here vir 'n paar minute en gaan slaap, maar nie vir baie lank nie, want 3 uur moet jy weer sit. Nou ek moet sê, mens kan natuurlik vir jouself vra, hoe moontlik is dit? En wat is die sin daagter? Dis 'n gesprek vir heeltemal 'n ander dag, maar die sin van so 'n tipe ritme en wat 'n diens dit aan 'n gemeenskap lewer. So as ons sou sê, hierdie pragtige beginsel van die hours, waar ek werk vir 'n tyd, en dan tot stilte kom, vir 'n oomblik reflekteer, vir 'n oomblik stil word. Hoe kan dit in my eie lewe lyk? En dis nou terug na die gedagte wat ek nou genoem het. Om nie te probeer om op onnatuurlike maniere 'n klomp goed in jou lewe in te bou, wat jy in elk geval nie gaan regkry nie. Want kom ons wees nou maar eerlik met mekaar, hoe meer van hierdie knope jy in jou dag probeer inbou, hoe minder kry jy dit reg. So die gedagte is om te sê, watter ritmes is daar reeds in my gewone lewe? Wat goed doen ek reeds? En op watter manier kan ek dit met 'n bietjie nuwe inhoud vul? Nou waarna ek hier sou verwys is, om byvoorbeeld vroeg in die oggend te sê, ek wil hier 'n tyd skep, waar ek myself aan die Here wy. Ons gaan nie vanaand in diepte daaroor praat nie, die hele konsep van stilte tyd, om vir jouself te sê, dalk het jy dit nog nooit gedoen nie. Dalk het jy dit baie lanklaas gedoen, dalk het jy 'n baie vaste, geëikte manier van hoe jy dink oor stilte tyd, en is hier 'n goeie uitnodiging om dit 'n bietjie te herbedink. Maar om jou dag op 'n manier te begin, waar jy jouself anker in God se teenwoordigheid, en van hier af jou lewe te leef. Om dan 'n paar ure later te sê, teetyd, of ek maak vir myself 'n koppie koffie, en in plaas daarvan om voor jou rekenaar te sit, of met jou selfoon, of met een of ander skerm voor jou, om eenkant te gaan sit, in stilte, vir jouself te vra, wat het tot nou gebeur? Wat gebeur met my? Waar is God op die oomblik besig in my lewe? Ons praat hier van 2 minute. 3 minute. Nie lang tye nie. Om dalk vanmiddag later, dalk iewers in die middel van die middag, 'n nartjie te skil. En terwyl jy daai nartjie sit en skil, om nie net in jou kies te druk en om af te sluk, soos wat ons partykeer geneig is om te doen nie. Maar intentioneel te sit, hierdie vrug te skil, bewus te word van die natuur om my, die wolke in die lug te sien, die voëls te hoor, bewus te word van die seisoen om my. Vra, waarvoor is ek dankbaar vir die dag wat verby is tot hier? Op watter manier sou ek die res van die dag kon gebruik, kon aanwend, op die beste moontlike manier? 'n ander ding wat ons miskien sou kon doen, en wat 'n klein uitnodiging is tot 'n heilige ritme, is om 'n bietjie meer bewustelik om te gaan met hoe ek myself bevind in my eie lewe. Dalk nou en dan iets neer te skryf. Vir jouself te sê, wat het jy vandag gesien wat jou hart geraak het? Wat se belewenis het jy vandag gehad waar jy iets van God in jou dag kon ervaar? Hiermee saam, en ons gaan nie nou vanaand in diepte daarop ingaan nie, is dit so belangrik dat ons probeer om in elke dag 'n stukkie agendalose tyd in te bou. Iemand sê vir my, I don't want every minute of my day to be spoken for. En dis presies waaroor 'n agendalose tyd gaan. Om 'n klein stukkie tyd elke dag te hê, waar iemand anders nie vir my besluit nie, maar waar ek self sê, hierdie tyd is oop. Dis 'n tyd waar dit wat hier diep binne in my gebeur, op 'n manier na die oppervlak kom, sodat ek bewus kan word van wat in my aangaan, want hoe meer ek bewus is van wat in my aangaan,
hoe meer is ek bewus van God. Ek gaan nie God op 'n magiese manier in my lewe raak sien, as ek nie weet wat hier binne-in gebeur nie. My Sartre het hieroor gesê, the most powerful thing we can do for the psyche occasionally is to let it rest, wonder, live in the changing light of day, not try to be or do anything whatsoever. Nou hierdie het my nogal laat dink aan die Nederlanders se interessante konsep van niksin. En dit is iets wat in hulle kultuur iets is wat hulle graag doen, is hulle sê, hulle doen niks. Net niks. Die vraag is of ons onsself dit kan beloon, om dalk, indien moontlik, elke dag net 'n paar minute te niks. Een van die groot redes hoekom ek vermoed ons sukkel om met meer bewustelikheid te leef, het natuurlik te doen met al die tegnologie waarmee ons omring is. En dis nou iets wat so deel is van ons lewe, ons gaan nooit weer sonder dit kan leef nie. En daarom is ek definitief nie 'n voorstander daarvan om te sê, ons moenie selfone hê en ons moenie rekenaars hê en ons moenie TV kyk nie. Dit is absurd. Die vraag is of ek hierdie tyd kan bestuur. En of ek wel die stukkies niks wat ek elke dag beskikbaar het, of ek dit gebruik as tye om meer bewus te wees, en of ek dit eintlik maar laat wegsypel. En daarom dink ek, as ons graag in 2024 mense wil wees wat met meer heilige ritmes leef, sal ons moet kyk na hoe ons met ons devices omgaan. Ons sal dit definitief meer bewustelik moet doen. Wanneer Jesus sê, my las is lig en my juk is sag, dan skryf hy dit, of hy sê dit 2000 jaar gelede, toe daar nog nie eers elektrisiteit was nie. Toe daar nie karre was nie. Toe daar beslis nie iets soos die internet was nie. Maar God praat vandag nog net so met ons harte. En hy nooi ons vandag nog steeds na daai selfde diep plek, wat hy sê, dit is vir ons moontlik om lewens te leef wat in balans is, as ons iets van hierdie beginsel van ora et labora verstaan, as ons iets van hierdie knope in die dag in ons lewe kan inbou, en daai klein stukkies ritmes wat ons reeds het, met nuwe inhoud vul. Dit sal interessant wees as ons nou volgende week hier sou sit en ons sou 'n geleentheid kon hê en julle elkeen sou iets kon vertel van wat die verskil sou wees wat so iets in jou lewe maak. My uitnodiging aan jou vanaand is, kies net een geleentheid. Iewers in die middel van elke dag, waar jy alleen of met 'n koppie tee of ergens onder 'n boom in stilte vir 2 minute sit. En kyk. Kyk wat gebeur. Amen. Here, dankie dat U graag sou wou sien dat ons as meer geïntegreerde heel mense leef. Daarom bid ons dat U ons ook die insig sal gee, die dissipline sal gee, om iets van hierdie heilige ritmes in ons lewe in te bou, sodat ons nie voel dat ons die heeltyd die balle in die lug hoef te hou nie, maar dat ons soms ook die balle kan laat val, om hulle later weer op te tel. Dankie dat U ons ook hierin wil ontmoet. Amen.